Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to cruising down the highway, windows down. Dames en here, welkom by nog 'n episode van Praat Karre. En ek is hier vandag by Leo Sky Farm met 'n baie spesiale gas. Sy is natuurlik die CEO van Uniclocks, wat 'n biometriese maatskappy is. Haar naam is Sofia Hislop. En kyk, hierso is sy. Sofia, hoe gaan dit? Goed en jy? So lieflik om vir jou hier te hê. Ja. Welkom by Leo Sky Farm en by Luxcape. En ek moet vir julle sê, hierdie pragtige masjien wat agter ons staan, is Sofia se. Ja, baie trots eienaar. Sofia, hierdie kar is nie net mooi nie, maar hy is uniek. Ja. Sê vir ons, wat is dit? Soos jy kan sien, dis dit 'n Porsche. En dis 'n Carrera 997. Cabriolet wat mense kan sien en hy is 'n modern classic. Yes. En die grootste voordeel natuurlik is dat hy 'n manual is. Jy sien nou, dis wat hom uniek maak. Ja. En dis hoekom ek gevra het dat ons moet 'n bietjie gesels. Want hulle is honderdtande. Jy kry nie baie van hulle nie. En as jy een het soos wat jy het, en die myle is laag ook. Ja, So dit is eintlik dan 'n kar wat op baie mense se bucket list is. ja. En jy het dit. Hoe voel jy daaroor? Super opgewonde. Ek moet ook sê dis nie 'n kar wat ek nou net stoor en jy weet, dit kom net uit vir show days Ja, nie. Dis ja. my lekker want dis nie 'n daily driver nie, maar ek draai vir hom verseker. Nou sien nou dis die hele idee om so 'n kar te besit. Ja. Want dis iets wat gevoelens opwek. As jy ry, dis passie, dis daai tipe en ek is seker van jy voel daardie gevoelens as jy dit ry. Seker. Ja. En elke keer as jy die sleutel draai en dit brul onder jou, wil jy net ry en nie by die spoedgrens bly waar ons doen. Toe jy hier ingetrek het en ons net gekyk het en Ja. gehoor het, toe wil ek amper gesê het, jy kan my nou vat. Dis een van daai tipe karre wat jou net goed laat voel hoor. Jy weet daai tipe van ding. Maar okay, ons is op praatkarre en wat ons doen op praatkarre, ons gesels oor mense se liefde vir motors, waar dit vandaan gekom het en daai tipe van ding. So jy jouself. Wanneer het jy begin leer ry? Wel, ek is 'n plaasnooi. Of ek het op 'n plaas groot geword, wat beteken net ek het van 'n jong ouderdom af al Ja. blootstelling gehad en met karre gery. So jy het alle tipe dinge, het jy trekkers miskien dalk gery ook? Of Ek kan. jy sien jy daar, is 'n regte plaasnooi. Ja, en trokke, Dit groot trokke. rarig. Ja. Maar ja, ek sien nou op hierdie trokke nie maar kort. Natuurlik. Ja, so en ja, toe vroeg al ek verjaar in November. Ja. En my eksamen gaan skryf en toe terugkom van vakansie af my lisensie gaan doen en die eerste keer geslaag. Ag, dis altyd vir my verblywend om te sien want ek het 2 keer gegaan, né? Maar jy het eerste keer het jy uitgepasseer en so aan en sê vir my jou ondervinding daarso, die persoon wie jy uitgevat het, was dit 'n goeie ondervinding geweest? Ek dink daai persoon kan so breë smile hê, dit maak nie saak nie. Jy is senuweeërig, dis maar net hoe dit is. Maar ek het net vir myself gesê, I'm not gonna do this twice. Ja, natuurlik. So mag baie keer, jy weet, maak jy dit nou nie, dan gaan jy maar net weer, maar jy kan nie ophou tot jy dit het. Dis nou hierdie oomblik en ek gaan dit aangryp. Dis Ja. basies die idee. Dis dit, Jy ja. weet daai tipe van ding. Okay, en toe jy nou jou lisensie gekry het, wat was jou eerste motor geweest? Ek het eers in my 3de jaar het my pa my toegelaat om 'n voertuig te hê. Dis dit. Ja, hy was nogal streng, wou gehad dat ek moet, jy weet, nie ver of jy weet, Natuurlijk. moet vra vir hom. Baie beskerming. Beskerming, dis die woord. Yes. Ja. So toe het ek 'n Mazda Etude gery. Wat die kleur was dit? Dit was so blou-grys kleur gewees. Okay, alright, ek sien. het dan net 'n Fantasties. Reuse boot gehad. En ek dink ek het hom vir 'n maand of iets gery. Toe Okay. vat my pa hom in vir 'n diens, rol hom, skryf hom af en ek koop vir my 'n Ranex. Oh. Dit was so upgrade, so sporty Ranex. Kom ons sê gaan net, was hierdie in die 90s? Ja, 2000s daar ergens. 90s, miskien begin Ja, 2000s, daai daar, tipe van ding, yes. ja. So as jy nou dink aan 'n Ranex, daai tydperiode en so aan. 'n Ranex was een van die cool karre wat jy kon Was. hê, veral as 'n jong persoon. Ja. Dit was 'n lekker vinnige karretjie wat jy kan gery het en natuurlik is dit Toyota. So jou reliability is gewaarborg en natuurlik die markwaarde. Jy Ja, weet daai ja. tipe van ding.
So ek kan my indink jy het seker lekker herinneringe van dit nie. Ja, ek het. Ek was op daai nog 'n artikelklerk gewees Okay. in Pretoria. Ja. So dit was my lekker gewees om te weet ek kan ry en ek is Yes, veilig. ja. Ja, dis 'n betroubare kar. Dis die En hele dit was ding. 'n ou seksie karretjie gewees. Presies. Wat ek leer was dit gewees. Dit was so metallic grys gewees. Ja. Metallic grys gewees. Lieflik. Okay, ek sien hier's iets aan die gang hierso. 'n Liefde vir karre is besig om te begin hierso. Ja. En sê vir my, jou liefde vir karre, waarvan af het dit gekom? Man, as ek nou moet dink aan die storie sou dit wees my pa Ja. het so 6 maande voor hy oorlede is. Ja. Het hy vir my 'n Lexus gaan koop. Okay. Ja. So hy het eintlik gegaan om 'n brood te koop en teruggekom met 'n Lexus, want hy wou nog altyd Hoe gaan jy 'n brood koop en kom terug met 'n Lexus? Wel, hoe dit. So in elk geval, en wat vir my so lekker was om te sien, was daai laaste stuk was van hy kon sy kar geniet het, jy weet. En wat het my geleer het is life's too short. Jy weet, probeer elke dag voluit lewe, doen waarvan jy hou, so ver as wat dit so moontlik is. Of jy nou so 'n bietjie geld het en of jy so baie geld het, dit maak nie saak nie. Find joy in what you do. Belangrike aspek wat jy daar nou sê van karliefheid en daai tipe van ding is. Baie mense het fantastiese karre, maar hulle ry dit dalk nie genoeg nie. Jy weet daai tipe van ding. En my ding is soos jy net nou gesê het ook van die lewe wil gelewe wees. Jy as jy elke dag jou oë oopmaak en so aan, vat die lewe aan. Doen wat jy kan. Jy weet, vat daai risiko, daai tipe van ding. En soos gesê het, as jy 'n lekker kar het, ry hom. Ja. Daai tipe van ding. Ja. En sê gou vir my, soos jy nou hierdie jare gegaan het, watse ander karre het jy dalk gehad? Man, ek het 'n Toyota Corolla gehad en toe het ek kinders gekry, ek het 5 kinders, wat beteken net ek het spasie. Baie dinge het gehad, verander. Ja. So ek het vir 'n ruk 'n klomp kombies gery. Ek dink Ja, die kombie ja. wat die meeste uitgestaan het vir my kinders Ja. was 'n Toyota Quantum. Maar Maar nie die taxi. ek wil nou net sê nie 'n 6 wiele nie. Nee. Die regte top een. Ja, dit Yes. was 'n lieflike kar. Leaks. My kinders het gevoel hulle sit in 'n private jet want aan reg agter Ja. die voorste die drivers Ja. is daar bucket seats. Dit lyk leaks. Wow. Nee, hulle dit so Sê vir my daai stoele in daai Quantum kan hy omdraai ook? Dat jy agtertoe kan sit na die passasiers? Ek kan nie onthou of hulle het nie. Ek dink nie ons het hulle ooit omgedraai nie, want ons wel omgedraai het was in die Viano. Ons het dit ook gery. Yes, ja. Dit kan Mercedes Viano. Ja. Lieflike Ag. kombi of Ook baie leaks. baie leaks. Ek dink my grootste plus van daai was hy het so 'n speakertjie gehad voor. Ja. So mamma praat net 'n bietjie hard en dan poef, hoor almal, okay. Dis 'n luidsprekertjie daarso. Ja. Ek love dit. Dis amazing. En dan sê vir my, ons het gepraat van jy het off-road gegaan en daai tipe. Watse ander karre het jy ook gehad behalwe nou die Quantum en die Viano en so aan? Ja, so ek het 'n FJ Cruiser, Land, FJ Cruiser, Everest, Prado, Soos regte 4x4 karre wat jy gehad het. Ja, regte 4x4 karre. Wow, en ek neem aan jy het seker op 'n hele paar avonture gegaan met hulle ook. Ek het so ek het gegaan vir 'n kursus of 2 net om Ja. myself vaardig te Ja, kry met die kar, natuurlijk. weet hoe om te doen. En op 'n paar trips gegaan. Ja. Die een wat nogal uitstaan was waar ek gegaan het, is net so voor Hermanus rond. Ja. Saam met 'n klomp manne. Ek dink amper is dit die Winning Klip nie. Kan dalk wees. dink ja, Ek weet nie, dit ja, was modderig, baie klippe en baie heuwels gewees. En wat so lekker was ek kon my kar ry, jy weet. Daar was natuurlijk. challenges gewees. Op hierdie een stadium toe beland ek voor en ek besef toe hierdie heuwel moet ek nou klim. En Hier jy's klomp eerste. mans agter my. Ek gaan hierdie heuwel uitgery kry. Doen toe my ding en ons is daar uit. My seun sit in die kar en hulle is net soos nou. maar ek het dit gedoen. Dit was lekker en ek dink die ding is van jy weet just do it. Gaan net vertrou in jouself. Wees altyd veilig en versigtig, maar jy kan dit doen. Maar doen dit net. Ek dink Ja. dis een van die groot dinge van die lewe. As jy idees het of as jy dinge wil doen, as jy kan, doen dit. Ja. Hoekom nie? Jy gaan dalk nie weer 'n ander geleentheid kry om dit te kan doen nie. Jy Ja. weet daai tipe van. Ja. Fantasties. 'n Ander kort storieetjie wat my byval, baie skreeu snaaks en dis iets wat my kinders ook by hulle bly, Ja. is met my FJ Cruiser. Toe gaan hulle toe was er nog net drietjies gewees en hulle Ja. was 3 en 4 jaar oud Ja. en toe koop ek 'n waantjie, ons gaan Wildtuin toe. Hakie waantjie, geen idee hoe om dit te reverse nie. Ja.
Maar my beste leerskool en advies sal wees, kry 'n trop renosters. So ons het gery, renostertjie het gekom. Hy het ons nou nie gestorm nie, maar ek meen hier sit ek nou met 3 klein kinders in die kar. Jy kan nie kans vat. Vinnigste manier wat ek geleer reverse het op 'n 2-spoorpaadjie was daai dag. En ek kan my indink met daai waantjie en so 'n counterlock kant al daai jy het dit vinnig geleer. Ja, alles. Ek love dit. Die Wildtuin stories. Ja. Okay, so Sofia, ons stap nou hierso by Luxcape en so en ek sien nou die XM hierso. Wat is jou gedagte en idees van waar motors op pad is en elektriese motors en daai tipe van ding? Man, as ek nou onmiddellik my eerste gedagte met jou moet deel, Ja. sal dit wees dat ek hou nogal eintlik meer van die ouer look and feel. Die elektriese motors het nou nog nie my hartsnare geroer nie. Daar's net soos 'n Dis die hele probleem van die elektriese motors is dat hulle vat nie aan 'n mens se emosies nog nie, as ek dit so kan stel nie. ja. Want 'n mens is visueel, jy wil hoor van die enjin, jy wil daai tipe van ding. Jy weet daai tipe van ding. So ek weet nie of dit dieselfde gevoel is wat jy ook het nie, van hoe dit voel nie. Ja, ek dink die gevoel is die groot ding, maar ek dink daar's 'n plek vir elektriese voertuie. Ons is dalk maar net nie gewoond daaraan nie. Definitief. So dis natuurlik iets vir die toekoms. Ja. Ek weet daai tipe van ding. En behalwe nou die Porsche wat jy nou het, jy het ook 'n BMW 440M. M440i, 100%. En sê vir my, ek kan my indink jy hou van daai kar ook daai. Dis seker jou daily, nee. Ja, dit is my daily, ja. Dit Wat is 'n kar. Ongelooflike vinnige kar. Ja, ek moet sê, BMW Midrand, Ja. Luke, die dealer principal daar, het my ongelooflik baie gehelp om 'n perfekte kar vir my te kry. Ja. Dit het gegaan oor wat pas by my en wat is my behoefte. En hulle het my mooi gelei deur die proses en ek It's amazing. Ek mal oor die love kar. dit. En jy sê watter kleur is dit? Man, dit is voels my wat so halwe 'n dark tipe van kleur is. Dit moet fantasties wees. So ek wil baie graag daai kar ook sien en dan natuurlik miskien dalk voel hoe dit ry en daai tipe van ding. Maar ek kan my indink hy sit lekker op die pad. Ja, baie. En As jy hom elke dag ry, dink ek dan moet dit goed genoeg wees om regtig goed te voel op die pad hoor. Ja. En natuurlik dis daai tipe kar wat gemaklik is, maar dit gee jou nog steeds daai gevoel van spoed, daai van jy kan. Jy weet daai tipe van ding. Nee, ek love dit. Dis fantasties. En dan sê vir my jou droomkar. Ek weet jy ry een van jou droomkarre, miskien nou ook dalk, maar jou regtig groot droomkarre. Wat is dit? Wat wil jy graag nog eendag hê? As ek vinnig moet dink, sal ek 2 karre moet hê. Okay, alright. Ek ja. So as ek 'n daily driver moet kies, Ja. sal dit wees 'n Porsche GT-R 3. 'n GT3 RS. Yes, RS. That's it. Wow. Ja, dit is die perfekte kar. Ek bedoel, dis 'n gesogte kar. So daai kar is wat ek dink amper meeste mense wat hou van karre, wat hulle sal kies as hulle elke dag kar of hulle droomkar. Ja. Dit is net dis natuurlik 'n Porsche wat sportief is en daai tipe ding, maar dit is ook so goed en betroubaar dat jy dit elke dag kan ry. Ja, Dis die hele dis die ding van 'n Porsche, jy weet. Dit is 'n kar wat jou oog vang, maar min genoeg sodat jy nog steeds 'n lae profiel kan handhaaf. Ek hou van dit. En met hom elke dag kan ry. Ek hou van dit. Okay, so 'n Porsche GT3 RS en watse ander maak, watse ander kar wil jy ook miskien mee vertel? Man, dan sal die spesiale kar Ferrari F80 wees. Oh, Ek het nou vir die eerste keer een gesien. Ek kon nie glo toe jy dit sien, wat het jy gedink? Hoe het jy gevoel toe jy dit sien? Dit voel, dis daai oomblik wat dit voel of jou hart net vir so 'n oomblik so stop en jy snak na jou Jy asem. sien, en dis hoe jy weet jy praat met 'n petrolkop. As jy sulke gevoelens opkoester as jy praat van karre, dis absoluut fantasties. So okay, so jy sê 'n Ferrari F80. Ja. Ek love dit. En mag jy dit eendag kry? Ja, seker. Okay, so Sofia, ons sit nou hier in hierdie absolute fantastiese masjien van jou, reg? En sê gou vir my, watse avonture het jy gedoen onlangs met die? Wel, ek moet sê, deel van die rede waarom ek die kar gekoop het, was die avonture wat met dit saamkom. En die geleenthede wat met dit saamkom en ek moet daar's 'n fantastiese groep clubs waaraan jy kan behoort. Ja. So
ek dink nie ek gaan aan die braaiklub behoort of die boekleesklub nie. Ek hou van karre. So dit is my lieflik om dit te doen. Ja. En ek was nou op 'n Porsche run gewees, saam met die Cape Town Porsche Club. Okay. So dag ekskursies gewees, ook baie lekker, fantastiese mense. Natuurlik, dis die hele idee, ja, mense ontmoet en so. Ja, en weet jy, dis my lekker om te sien almal hou net van hulle karre. Dis net hulle wil net 'n lekker tyd hê en lekker En gesels oor karre ry. en so. Ja. Ah. En dit is amper so 'n AA groepie. Ons het Nie Alcoholics Anonymous nie. Wat nie dit nie. Ja. Maar in elk geval die nuutste een waarop ek was die Cape Town Supercar Winter Rally. Oh, Ja, maar dit dit was hierdie naweek sopas gewees Dit dink ek, was né? pas die naweek, Yes, ja. Jonathan Thomas, hy was aan die stuur van dit alles gewees. Okay. En ons het gery van hier af tot in Robertson, daar oornag by Beeld, pragtige venue. Aandete gehad en Montetjie en almal ry met hulle karre. Ek moet sê my asem het weggeslaan om Seker dit met voertuie al die te sien. karre en so, né? Dit was so mooi. Hierdie keer was dit nou nie net Porsches nie, daar was 'n Ferrari, daar was McLaren. So 'n verskeidenheid R8, van karre gewees. Verskeidenheid van karre En gewees. verskillende klanke ook en dit. Verskillende klanke. En jy moes sien dit was eintlik so mooi gewees om die joy te sien op ander mense se gesigte ook as jy daar ry en almal's vriendelik en wil foto's neem en niemand gee om nie want dit voel of jy jou passie en jou geluk wil deel met ander En jy wil dit net uitleef. Ja. En sien dis die ding wat vir my altyd merkwaardig is van sulke mense is dat hulle kyk na jou kar en hulle waardeer jou kar ook. Ja. Soos hulle sal dink nou jy ry iets spesiaal. Maar hulle het ook iets spesiaal en so, maar hulle sien die mooi uit en hulle sien die uniekheid van wat jy het en die liefde wat hulle het dalk vir jou kar ook, daai tipe van ding. Ek dink dis een van die groot pluspunte om 'n cool kar te hê, maar ook dan aan so 'n klub te behoort. Ja. Ek love dit. En sê vir my toe julle nou hier afry, het julle ek dink seker met die N2 of met die N1 gery, né? Ja. Ja, en dan reguit af Robertson toe. Ja. En ek kan my indink daai rykarre, dit was seker iets spesiaal geweest. Dit was, ja. Kyk, dit is altyd lekker om voor te wees, maar met so 'n trip is dit amper lekker om agter te wees, net om te sien en waardering te hê vir hierdie voertuie voor jou. Ek kan my indink dit was iets baie spesiaal. Maar wat ek van jou wil weet. Kyk, ons het nou gepraat oor jou kargeskiedenis en oor wat jy nou alles gery het en al daai tipe van ding. Ek wil hê ons moet die dingetjie start en dan moet ons 'n bietjie vir 'n rytjie gaan. Wat dink jy? Dit is perfek. Ek love Hoe dan dit. anders? Ek love dit. Okay, kom ons doen dit. Sofia, ons is hier in jou Porsche en ek moet sê dis uniek en dis lieflik en is iets waarvan ek baie hou en die klank is fantasties. So ek wil hê wat jy nou vir my moet doen is gee vir my 'n rytjie dat ek kan voel wat hierdie ding kan doen met Met liefde. Dis wat ek wil hoor. Fantasties. Baie dankie. En as jy hou van hierdie tipe video's en so aan, asseblief gaan op YouTube, gaan subscribe en deel dit met almal. Fantasties. Kom ons gaan. Streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day and night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand.
this journey we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey